Dis Tilly soos, hou my bier. Ek is hier. Ek kom vir jou. Hou my KI bier vas. Hallo en baie welkom in die Kultuurkliek se sitkamer. Vandag gesels ons oor 'n baie warm en lekker onderwerp, kunsmatige intelligensie. Nie net in die werksplek nie, maar ook in die kunste. Kom ons skop hom net af en met 'n baie, ek wil amper sê 'n blanket vraag. Wat voel jy oor kunsmatige intelligensie? Ek dink is 'n baie belaaide vraag daai. Ons spot so in die kantoor en sê die wat my nou ken sal weet, ek en die bot is nog nie sulke goeie vriende nie. Ek en die ChatGPT is nog nie sulke goeie vriende nie. Ons moet jou nog oplei. Ek mag 'n bietjie opgelei word. Ek en as ek hom enkele vrae vra, ek weet ChatGPT is nou nie die grootste of enigste tipe KI nie, maar dis een waarmee die meeste van ons elke dag nou te doen kry. Ek is baie kort af met hom. Ek sê nie asseblief en dankie nie. Hulle sê jy moet. As die robotte oorneem, gaan hulle jou red as jy. Ek gaan duidelik nie gunsteling wees nie. Ek sukkel nog baie. Ek is eerlik as ek sê ek sukkel nog baie met die idee en ek dink dit is wat interessant is oor hoe hierdie oorspoel na ander werke, ander beroepe en nou ook met die kunste, want aanvanklik met ChatGPT toe voel ek persoonlik baie, ek amper sê aangeval, want dit is skielik iets wat ons vaardigheid vat, wat ons vaardigheid kan doen. En alhoewel hy skryf daarom nie baie maar Afrikaans nie. So ek dink ons is veilig. Afrikaans is maar het jy nou 'n naam? 'n naam? Ja. Geef hom 'n naam. Ja. Wat jy is 'n naam? Gert Pieter Tron genoem. So ek sê vir hom wel ou Gert. En as hy bietjie nonsens aan jou, dan sê ek vir hom Gertjie. Nee. Gertjie. Ja nee, Gertjie jy. Nee, jy is 'n bietjie van die baan af. Ek is baie kort af met hom. Ek is soos wat is die afkorting vir hierdie? Wat is hierdie in Afrikaans? Ek's baie basies Google. Basies Google, net kwaier. Dit het ook al meer as een keer gebeur in die kantoor wat ek vir iemand iets vra, dan sê hulle, jy weet jy kon daai letterlik net so in ChatGPT ingetik en dan dink ek het vir jou gevra, ek het nie vir die bot gevra nie. Maar ChatGPT kan 'n maatjie wees as jy hom inmaak. Maar ons praat nie nou oor ChatGPT nie. Kom ons gesels oor die kunste. KI kunste. Dis nou 'n redelike warm onderwerp gewees die afgelope ruk, veral met Jakkals Vibes wat nou 'n groot ding gemaak het in die bedryf. Was selfs op ons top 20 gewees. Sy liedjie word selfs by Afrikaans groot gebruik, wat nog 'n verrassing was. Ek weet nie of al die kunstenaars noodwendig hoe hulle daaroor voel nie, dis interessant. Want maar dit is 'n relevante paar van hulle gepraat, né? Ek het en daar's baie uiteenlopende opinies oor die gebruik van KI in veral musiek. Ons sien dit in ander plekke ook, jy weet, jy gaan nou later praat oor modelwerk en toneelspel en so aan. Ons sien dit daar, maar dit voel vir my dis nou baie naby aan die huis. Dis nou baie naby aan ons en dit het hierdie warm gesprekke ontketen. Mense wat hulle opinies gee oor, weet, moet ons dit hê, moet ons dit nie hê nie, waar gebruik ons dit reeds? Jy weet, dis moeilik. Ek wil vra op daai punt, want jy het met 'n paar kunstenaars gesels vir een van die artikels wat ons mee besig is. Maar is KI nie reeds op 'n manier of dit wat hulle doen reeds in die musiekbedryf te sien of te hoor nie, want ek meen wat is vervaardiging, wat is al daai klanke, wat is al daai geluide, is hierdie nie nou net 'n manier eintlik om daai prosesse bietjie te vergemaklik vir mense wat nie al daai ek wil sê al daai gear het, al daai goed het om nou al hierdie mooi klanke en goed te maak. Is dit nie net tog 'n manier om dit bietjie makliker te doen vir musiek nie? Ag, my hart lê by die kunstenaars. Ek gaan met jou eerlik wees. Soos ek hoor dit, maar dis nog steeds so ek dink aan die kunstenaar wat op die vloer van die ateljee slaap om sy liedjie te laat gebeur. Ek dink aan die kunstenaar wat partykeer nie 'n inkomste kry nie en hulle bes probeer om in 'n verskriklike kompeterende mark iets reg te kry. En dan is daar so lekker soos, dit is in die hande van die verbruiker. Mense hou verskriklik baie van Jakkals Vibes en mens kan dit nie van hom maar wegvat nie. Mens moet die erkenning gee, want tog het hy 'n liedjie gemaak wat mense luister, wat mense so baie geluister het, dat dit by Afrikaans is groot te hore was. So mens moet erkenning aan dit gee. Dit voel net vir my, dit is reeds so 'n kompeterende mark. Daar's soveel kunstenaars, daar's soveel mense wat 'n plekkie vir hulle in die son probeer krap. En daar's net iets in my wat bietjie gekant is daarteen. Maar dink jy hulle het 'n voet om op te staan om te sê ons moet versigtig wees met hierdie. Want tog tegnies hulle mense amper doen hy niks verkeerd hierdie KI kunstenaar nie. Hy doen niks verkeerd eintlik nie. En dit is goed ontvang. Dit is goed ontvang. As dit nou sleg ontvang is en dit was slegte gehalte, dis ook 'n goeie gehalte liedjie. Ja, mense wil dit luister. So
en ek meen weer eens soos hoeveel van dit word nie in hulle musiek of hoeveel van daai aspekte word nie in hulle musiek gebruik nie. Wat het van hulle ek het nie gaan kyk wat het van hulle gesê nie, of van hulle sleg gereageer daarop. Daar is maar 'n baie wye verskeidenheid opinies wat uitgekom het, mense wat baie opgewonde daaroor is, mense wat sê dis die toekoms. Ek meen Steve Hofmeyr was die eerste kunstenaar wat in die Afrikaanse bedryf 'n duet gedoen het, soos 'n KI tipe duet gedoen het. En 'n ruk terug. Ek dink die liedjie se naam was Rit. Ek is nou nie heeltemal seker nie, maar verstaan daar's mense wat regtig nou hulle self ingeleef het by dit en gemaklik is met waantoe ons op pad is. Maar daar is 'n paar wat, jy weet, bietjie waaksaam is. En ek dink 'n groot asteriskie wat ons moet bysit by hierdie is, as die liedjie deur KI gemaak is, moet daar sommige mense wat dan nog gaan luister en gaan weet, okay, hierdie is KI, maar dit moet maar ongelukkig een van daai reëls word. Dit moet gesê word, hierdie is nie deur 'n regte mens gemaak nie. Maar is dit ook regtig vir hulle dreigement, want ek meen ek wil nie, ek gaan weet ons wat Afrikaans is groot gaan kyk, wat graag na musiekfeeste toe gaan. Ek wil nie, so hoe gaan ek luister na hierdie KI musiek regs? Hulle het dit mooi reg gekry by Afrikaans. Het hulle het. So gaan mense ek gaan nie die geheim verklap vir wie ook al dit. Ek kan seker. Hulle het basies net 'n sanger gehad wat met die masker opgestaan het en die liedjie gesing het en toe hier op die weet 'n groot oomblik van die liedjie toe word hy nou. Soos wat is die Masked Singer? Ons het so the Masked Singer oomblik gehad by Afrikaans is groot. Het hulle ook gegil, kyk hier. Al dit af, ekskuus ons met Afrikaans praat. Ons het wel daar gesit en ons het soos ek het bly dink is dit legitly iemand wat sing? Is dit want die ding is wat mense ook in ag moet neem met hierdie tipe goed liedjies wat geskep word deur KI, waar kry hulle die inspirasie? Soos jy gee 'n prompt vir daai ding. Hy's 'n rekenaar nog steeds, dis 'n robot. Hy gaan nog steeds iets menslik na aap. Wie se klanke na aap hy dan? Baie mense het na van hierdie KI musiek geluister en gesê, ek hoor 'n bietjie Rihanna, ek hoor 'n bietjie dit, ek hoor 'n bietjie dit. Want uiteraard moet gaan vat op verskillende plekke. Bietjie gaan haal. Maar hoe is dit nie plagiaat? Dit is nou een van my. Ek gaan nou daai persoon wees, okay? Ek gaan nou daai persoon wees en dit is ook my groot uitdaging met ChatGPT. Hoe is dit nie 'n vorm van plagiaat pleeg nie of van hoe my kennis strek ver genoeg. Wat is dit anders as jy bietjie gaan vat by verskillende plekke om 'n ding nou saam te sit? Dit is waarmee ek nog sukkel, daai half morele kant aan my. Soos hoe is dit nie? Miskien is ons nou net uit. Miskien is ons nou net uit. Miskien is ons nou daai kinders van vandag. Kinders van vandag en alle tegnologie. Nee, dan is ons nou regtig uit as ons begin dink jy ons kinders gaan met liedjies na ons toe kom. Wat hulle self, hulle kan dit nou self maak. Luister hier mamma. Ek het 'n vriendin wie se broer in Amerika bly en sy stuur vir my, was dit nou 2-3 weke terug, stuur sy vir my 'n liedjie. Dit is so vreemd. Sy stuur vir my 'n liedjie wat haar broer geskryf het 'n paar jaar terug. Ek dink op oor sy ervaring in Amerika. En hy's nie 'n sanger nie. Hy's nie 'n musikant nie. Hy het hierdie liedjie geskryf en hy kon nooit iets daarmee gedoen het. Ek dink dit was 2. En hy het dit nou met KI vervaardig, opgeneem, hoe ook al mense dit nou wil stel. En toe ek het luister, toe sê ek, dis bietjie asof Elvis Blue bietjie soos 'n country, toe dink ek, dit is, ek weet nie wat die mooier Afrikaans is, maar dis scary, dit is onmiddellik, dit is vreesaanjaend om te dink, hy kon dit nou so vinnig opgetower daar, by sy huis, voor sy rekenaar, en dit klink asof Elvis Blue 'n country liedjie sing in Texas, verstaan jy? Ons sien, dis nou die ding, ek dink dit is hoekom ons almal 'n bietjie senuweeagtig hieroor is, want ons weet nie eintlik genoeg nie. Ja, wat en dit het ons nou so amper met 'n storm, jy weet, dit het net so deur die bedryf en almal weet nou nie eintlik wat om te dink nie, en wat is jou opinie nou hieroor, en is dit die regte opinie, en moet ons dit aanvaar, moet ons bietjie daarteen skop, jy weet, want verstaan, dit is baie onbekende. En dit is maar altyd so met die onbekende. Maar nou dink jy ek meen hulle het gegaan van plate en jy weet wat sou goed ek is te jong, kassette, tapes. Te jong vir tapes, jy het nooit tapes gesien van nie. Ek het die videotapes gesien. Maar nie 'n tape wat jy in die kar indruk nie. Het jy nie geweet het jy nog nooit jy nie 'n kar wat jy die tape indruk, jy moet hom ook soos rewind soos 'n video. As jy die liedjie indruk, is dit 'n vreemde konsep. Ja. Dat jy ek sê reg, I don't know. Jy moet so rewind as jy hom in die kar CD's gehad. En jy het baie fancy gevoel as jou CD, as jou kar so 6 CD's kon vat.
ja, kan hy ons dan het hom so gespeel. So dit het gegaan van dit na CD's na obviously nou stromingsplatforms en jy weet dit is alles nuut en dit is alles goed wat die kunstenaars half moes weet hulle wou dalk nie van plate af kassette toe skuif nie. Hulle wou dalk nie CD's toe skuif nie. Hulle wou dalk nie stromingsplatforms toe skuif nie. Mens moet maar aanpas, Mens moet aanpas om te oorleef en Hoe nou wat nou ook interessant is, ons het ook 'n berig daaroor gedoen is oor KI in die akteurswêreld en hoe dit nou werk en wat is die KI aktrise? Tilly Norwood. Tilly Norwood. En die groot impak wat sy nou Dis amper vir my erger. Is dit erger? Dit is vir my erger. Hoekom? Nee. Hoe is dit anders? Hoe is dit erger? Ek gaan nie 'n gestaafde opinie vir jou kan gee nie. Ek hou nie daarvan nie. Somma, as hy daarvan nie somma. Dis net weer eens val ek nou terug op wat ek nou gesê het. My hart is so by die kunstenaars. My hart is so vir mense wat so hard werk om hulle passie, jy weet, uit te leef, om hulle drome waar te maak, om te gaan sit in castings, om te gaan sit, jy weet, om met die hoop dat hulle dalk 'n platekontrak kry of jy weet om onafhanklik te gaan of wat ook al. Hulle gaan deur hierdie menslike emosies en ek dink dit is soos 'n dolk in die hart om te weet okay, dis nie meer goed genoeg nie. Daar's 'n robot wat my kan vervang en ek dink ons het 'n bietjie daar's letterlik iemand toe ChatGPT nou 'n groot ding geword het iemand vir ons in ons kantoor gesê julle moet kyk, julle gaan oor 'n paar jaar nie werk hê nie. So dit is vrees, dit is, jy weet, wat word van al jy verstaan. En ek dink veral met die akteurs, ek dink Sintyn Skutte het juist in die berig wat ons gedoen het sy gesê, daar's soveel prosesse waardeur 'n mens gaan as jy 'n akteur word en is. En die proses, akteur wees is 'n kunsvorm. Dis 'n kunsvorm en dis 'n menslike kunsvorm. En dit is iets wat KI nie noodwendig kan vasvang nie. Ons het nog iemand in daai berig, ek dink dit was Margriet wat gesê het, daar is ook dele van haar, van hierdie karakter, amper wil 'n mens sê, hierdie KI aktrise, weer eens soos met die musiek en met chat wat gevat is van ander aktrises af. Daar's van haar gesigsuitdrukkings, van haar, jy weet hoe sy praat, alles is gevat van ergens anders. Soos sy, dit is nie opreg nie, is nie 'n egte ding nie. Maar nou wil ek nou ook al van die ander kant van dit wees en sê, hoe verskil dit nou van CGI, want ek meen so baie van die flieks wat ons vandag kyk, is CGI. Soms is daar nog steeds 'n akteur wat staan en hy het kolletjies op sy gesig waar hy nou merkers en goed gaan maak van hoe hy nou, jy weet, gaan maak in die fliek, maar hoe verskil dit van CGI? Kan hulle regtig soos hierdie groot morele, ek dink die plaaslik is ons nog nie dan nie, plaaslik dit, jy weet, dit voel 'n bietjie anders. Maar oor see, hoe kan daai akteurs hoe is dit anders as CGI? Kyk, die een ding wat ek nou daar, die Engelse sal sê spanner in die works, wat ek wil gooi, is, dit bied ten minste vir iemand vir 'n akteurwerk, om selfs al is jy in 'n groen pakkie en jy is vol goed geplak of wat ook al, dit gee nog steeds vir 'n span mense werk. Jy weet, om wat ook al die voorbereiding is om dit te laat gebeur. So, ek dink ons deel al baie langer met hierdie onderwerp as wat ons besef. Ja. Maar nou, omdat dit onder die vaandel van kunsmatige intelligensie uitgegooi word, en omdat dit nou verskriklik op die voorgrond geplaas word, nou is dit hierdie ewige debat. Ja. En ek dink mense besef nie, daar was nog altyd 'n mate van. En ook, dink jy nie ook, ek klink nou baie asof ek dit nou baie ernstig opvat, omdat ChatGPT half eerste by ons groot getref het, en dit ons beroep direk geraak het. Nou voel dit vir my, mense was aanvanklik met ChatGPT, ag, dis okay, dis net al gereedskap, jy moet leer hoe om dit te gebruik, maar nou as dit jou loopbaan begin affekteer, dan voel mense ook skielik anders. Die mens besef nie, okay, jy dink okay, dit help en goed, maar dan begin dit jou loopbaan te affekteer en dink jy, okay, nou voel ek dalk 'n bietjie anders daaroor. Nou is hy met selfs met die modelwêreld, ons het daaroor ook gepraat. In hierdie jaar, mens kan nie eintlik dink ek dink dit was die Augustus uitgawe van die Amerikaanse Vogue hierdie jaar, het hulle 'n KI model vir 'n guest advertensie gebruik en dit is tog net nie modelle beskikbaar nie. Dit was dan net nie genoeg mooi blonde meisies gewees vir hierdie val tog nie, maar dit was nogal, en daar staan aan die kant as jy mooi gaan lees, dan staan daar dit is 'n KI model. Wat nou bietjie snaaks is hoe die modelwêreld toe nou gereageer het hierop, en baie van hulle wat gesê het, hierdie gaan nou baie onrealistiese skoonheidsstandaarde nou daar stel. Jy doen dit klaar, Kendall. Ek wil net sê, daar's klaar, jy weet, dis klaar daar, hierdie gaan dit dalk net nog erger maak. En eintlik het dit gevoel asof die skoonheidsbedryf en die modebedryf vir die laaste 5 of 10 jaar eintlik in 'n goeie rigting in beweeg. Daar's meer inklusiewe grootes, daar is
verskillende tipe modelle wat op die loopplanke is. Mense nou nooit 'n ding afdwing nie, maar dit het tog gevoel asof daar hierdie baie mooi natuurlike verskywing is en iets soos 'n KI model, voordat my genoeg nou net weer teruggooi na soos 2001, Kate Moss, niks, jy weet, proe so lekker soos Marwees voel of iets wat ook al sy gesê het nie. So dit voel my dit gaan ons net weer terugvat na daai era toe. Ek dink 'n groot rede vir die debat is waar tree mens in en waar tree die robot in, en ek weet nie van jou nie, maar ek wil regte mense sien optree, ek wil regte mense sien in 'n fliek of in 'n reeks, ek wil regte modelle sien, mense is gemaak om op daai manier met mekaar te kan vereenselwig. Hoe vereenselwig jy met 'n aktrise wat op iemand se rekenaar leef? Ek meen, daar was hierdie goue era van byvoorbeeld Jennifer Lawrence, waar sy, ek dink dit was maar deel van haar handelsmerk, maar waar sy so clumsy was en waar, weet sy was baie endearing en ons het baie van haar gehou. Hoe gaan jy daai koneksie met iemand skep wat nie bestaan nie, wat nie so mense ook te sien, dit is amper dieselfde gevoel wat baie mense nou kry met hierdie herlewing van die ou animasieflieks, né? Ja. Die laaste paar jaar wat Aladdin en Lion King en Little Mermaid, al hierdie flieks is nou weer. Ons is nou bietjie oor dit. Ons is bietjie oor dit. Behalwe Tangled, hulle kan nog Tangled maak en Sabrina Carpenter moet daarin wees. Maar dink jy nie dis ook hoekom baie mense nie van daai flieks gehou het nie, want dit was so erg, veral die Lion King. Dit was so erg CGI dat mense het gevoel dit is nie 'n tekenprent, want 'n tekenprent gee jou tog 'n sekere gevoel, maar hierdie wat probeer lyk asof dit iets regtig is, maar jy weet vir jou heilige siel dit is nie, voel net onnatuurlik, dit voel net nie lekker nie. Dis vreemd, ek dink tegnologie kan soveel voordele bied, en ons kan dit gebruik, en dit kan 'n hulpmiddel wees, maar ek dink ons beweeg in 'n gevaarsone in, wanneer dit heeltemal oorneem. Ja. Dit heeltemal, ek weet nie, dit is so 'n moeilike ding, dit is so nuut in ons bedryf, ek meen, ons kan nie dink dit gaan oorneem nie, dit gaan nie oorneem nie, want ons het 'n wonderlike bedryf, musiekbedryf, en met reekse en flieks en so aan. Ons is gevestig, ons is okay, so ek dink nie ons hoef nou hier te sit en ons broeke te bewe van nou gaan KI die hele ding oorneem nie. Maar so iets kruip ook maar in, en mens moet kan onderskei tussen wat is 'n hulpmiddel en wat is dit nou. Ja, ek weet nie, ek het eintlik nou die dag by Aardklop met Frank Opperman onderhoud gehad, en ons het so half die gesprek het nou in KI ingeventure, en hy was nogal van mening dat veral in Amerika en in Hollywood en so aan, gaan ons dit al hoe meer en meer begin sien. Want begrotings is beperk. Weet jy 'n klomp afleggings gehad? Ek het nou die dag gelees, mag nie nou vir jou kan iemand sê nie. een van die groot stroomdienste, Een van die groot is, het 'n klomp afleggings gehad en mense, hulle het nie direk gesê dis as gevolg van KI nie, maar ons kan die afleiding maak as daar al hierdie hulpmiddels is om van hierdie werke vinniger en makliker te doen. Tog was daar ook, ek wil nou nie my bron, ek gaan nou dalk verkeerd wees oor my bron, maar ek het ergens gelees, ek dink dit was die Washington Journal, het gesê dat daar gaan ook 'n tendens kom, of daar gaan 'n tyd kom wat hierdie ding weer swaai, soos enigiets, né? Enigiets swaai. So hierdie kenner het gesê dat as dit kom by e-handel, want e-handel, KI gaan nou baie help met e-handel, mense nou aanlyn goed koop, en hierdie man was van mening, hy het gesê dat hy dink KI gaan maak dat dit eintlik of hierdie omkeer gaan veroorsaak dat mense weer amper daai aangesig tot aangesig of tipe verkoopservaring wil hê, wat hulle juis meer gaan wil 'n persoon sien, na 'n winkel toe gaan, wil vat aan iets, wil ek eers sien, want nou gaan dit al wees, wat kan ek glo hierdie is wat ek nou gaan koop, kan ek glo, daar's iemand aan die ander kant wat hierdie vir my maak en vir my stuur, so hy, hierdie kenner het gesê, hy dink hierdie gaan gebeur, dit gaan groot word, maar daar gaan 'n punt kom waar ons almal weer gaan wil terugkeer en so erg wees op die menslike gevoel, die menslike element, daai gevoel wat dit vir ons sien, want ons gaan baie vinnig begin agterkom, hierdie is koud, hierdie is onpersoonlik, dit is nie eintlik hoe ons as mense gemaak is om te funksioneer nie. Wat mense dalk al gesê het, ook nou weer eens, is nie hier van toepassing al nie, maar in Amerika, ons weet hoe van hierdie akteurs en sangers en mense, hulle dink ook, hulle is ver bo ons almal verhewe, daar is, jy weet, hulle word massiewe bedrae betaal as hulle in flieks en goed is, dis altyd baie groot onderhandelingsprosesse, en ek wonder of hierdie dreigement half vir hulle laat voel, hulle self, hulle waarde, dit wat hulle is en bied as, ek wil nou nie vir Julia Roberts sê, ek moet ek nou nagedink, sy is lieflik, ek hou van haar, van wie hou ek nie? Blake Lively.
sorry blyk, ons gaan nou vir Black Lives gebruik. Nie sorry blyk nie. Iemand soos Ons Black dra ons hart op ons mou. ons is Team Justin. Ek wil nou iets gedoen het Team Justin. Hulle gaan ons weer cancel. Maar iemand soos Black Lives, kom ons gebruik as 'n voorbeeld van iemand soos sy wat dalk dink, verstaan jy het hierdie room, jy het hierdie platform, jy het hierdie mag. Nou skielik is daar iets, want daar was tog nie eintlik iets wat vir hulle beroep transformant was nie. Daar is net een Blake Lively, daar is net een, verstaan, Britney Spears wat ook al. As hulle ook vir 'n werk moet meeding, ek weet dit is baie mededingend, hulle moet vir audisies en goed gaan. Hulle kyk na almal wat lyk soos Blake Lively, almal dis maar hulle werk is nie hulle werk is nie so mededingend en ek dink hulle dalk gedink, verstaan, jy gaan hulle dalk nie so direk raak nie. Dis Tilly soos hou my bier. Like ek is hier. Ek kom vir jou. Hou my KI bier vas. Ek sal deurbraak maak. So ek meen dalk is dit ook daai vrees wat ek wil sê ek en jy, maar jy het baie beter as ek het daai vrees wat ek van die begin af toe ek gehoor het wat ChatGPT is. Dink jy soos van hierdie mense is nou half bietjie, ek wil amper sê ontnigter. Ek weet nie of vrees noodwendig. Dink net hulle so die wêreld verander nou, die lewe die manier hoe ons gewerk het verander nou, daar's nou 'n bietjie onsekerheid. Want ek meen daar's nou 'n Tilly, maar gaan daar 'n Millie wees en gaan daar, ek weet nie, 'n Bobby wees. Ek weet nie, ek meen as hulle een kon maak, dan wat keer hulle om nog te maak. En ons is nou beweeg nou in 'n era in waar dit duidelik baie maklik en baie vinnig gebeur. So, maar sal jy so kunstenaar ondersteun? 'n red carpet. Ja, hoe gaan hulle maak met 'n rooi tapijt? Ek dink ek en jy is baie stout vir 'n pragtige tapijt. Ons is lief vir 'n rooi tapijt. Ja, ons hou nogal daarvan. Ons geniet dit. So ek wonder hoe gaan hulle soos 'n hologram doen. Hoe gaan Sweet kan jy dink aan soos daar's net soveel Oscars. Dit gaan nie werk om 'n klomp KI te sê vir ons hierdie persoon is binne hierdie karakter hierdie. Ag, maar maybe is dit dalk is dit net 'n fad. Ja, wat is dit net 'n groot ding, 'n tendens. En nou een van die dae is ons is kan nie glo ons het hierdie hele debat hieroor gevoer nie. Ek wil wel hierdie laaste ding sê oor musiek, net vinnig terugkeer daarna. 'n Groot stromingsplatform het, en ek gaan nou baie mooi praat, dalk onder korreksie, ek gaan dalk iemand met my dalk, jy weet, fact check vir my. Ja. Goed, maar ek weet 'n groot stromingsplatform, ek dink dis 'n ooreenkoms wat hulle het met 'n KI-program of iets wat oorgekoop is of iets, ek kan nie vir jou met sekere feite sê nie. Maar wat hierdie stromingsplatform kan doen is hy kan 3-4 verskillende liedjies vat of hy kan een liedjie vat en hy kan hom vir hom herverwerk. En dan wonder mense net waartoe gaan daai geld van 'n liedjie wat van vooraf uitgereik is wat nou deur hierdie platform herverwerk is. Maar as jy dit so stel, dan voel dit vir my amper hierdie sit meer weer die mag in die skepper se hande, in die vervaardiger, die skrywer, die skepper, nie die sanger nie die akteur nie, nie die verstaan dis self skielik hierdie is daar weer hierdie skepingsgeleentheid eintlik, en dis eintlik of die goeie kant daarvan. Dalk gaan meer mense nou geleentheid kry wat nie voorheen sou nie, om iets te kan skep, want dat dit nie noodwendig soos die geleentheid daarvoor gehad of die platform daarvoor gehad het. Voel vir my die mag is nou baie in die skepper se hand, skielik nie in die persoon wat dit al moet uitvoer op die ou einde nie. Ja, ek dink ons moet maar nog steeds beskerm wat ons Ons gaan nog steeds Afrikaans is groot, kyk nie KI is groot nie. Ons is baie lief vir julle. Afrikaans is groot, KI ons is nog klein. En Afrikaans is groot.